Goeiedag. Matteus 27 van vers 15 af. By elke fees het die prokurator die gebruik gehad om vir die skare een gevangene van hulle eie keuse vry te laat. Hulle het in daardie stadium 'n berugte gevangene aangehou met die naam Jesus Barabbas. Soos wat die Paasverhaal ontvou, bereik ons nou 'n groot oomblik van keuse. Jesus is in hegtenis geneem, valslik beskuldig en voor die Romeinse gouverneur Pontius Pilatus gebring. Die godsdienstige leiers wou hom dood hê, maar Pilatus was nie oortuig van sy skuld nie. Daarom het hy die skare 'n keuse gebied, een wat die ware aard van Jesus se sending openbaar en die soort verlosser wat hy geword het. Dit is julle gewoonte dat ek een gevangene gaan vrylaat ten tye van die Pasga. Wil julle hê ek moet die koning van die Jode vrylaat? Sê Johannes 18 vers 39. Die ander opsie? 'n man met die naam Barabbas. Barabbas was 'n rebel, 'n gewelddadige man wat gevange geneem is omdat hy 'n opstand teen die Romeine gelei het. Hy was die soort verlosser wat mense verwag het, 'n leier wat met geweld teruggeveg het. Jesus, aan die ander kant, het gepraat van liefde, vrede en 'n koninkryk wat nie van hierdie wêreld is nie. Gee ons Barabbas, het die mense eenstemmig geskree. En net so is die onskuldige seun van God veroordeel, terwyl 'n skuldige man vrygekom het. Barabbas en Jesus verteenwoordig twee verskillende lewenswyses en twee soorte verlossing. Barabbas verteenwoordig 'n lewe van wen en neem alles, stryd, geweld en konflik, waar slegs die sterkes oorleef. Jesus aan die ander kant verteenwoordig 'n lewe van ander gefokuste liefde, wat lei tot die vernuwing van alle dinge. Eenvoudig gestel, Barabbas wou sy mense red en hulle onderdrukkers seermaak, terwyl Jesus beide sy mense en sy onderdrukkers wou red. Dit is so aanloklik om die mense te haat wat ons seer gemaak het, verkleineer of in die verleentheid gestel het. En dit is aanloklik om mense soos Barabbas te volg, wat ons haat bekragtig en ons aanmoedig om wraak te neem. Dit is baie moeiliker om Jesus se voorbeeld van empatie, nederigheid en liefde vir ons vyande te volg. Maar dit is Jesus se weg wat lei tot blywende transformasie, vrede, beide vir ons en die hele wêreld. Die Paasverhaal nooi ons uit om liefde bo haat, vergifnis bo woede en vrede bo wraak te kies. Wanneer ons voor hierdie soort keuses te staan kom, moet ons onsself afvra, sal ek die weg van Barabbas volg of sal ek Jesus volg? Wanneer jy voor konflik, teleurstelling of stryd te staan kom, vind jy jouself aangetrokke tot Barabbas se manier, veg vir beheer, soek terugbetaling of vertrou op mag om te wen? Of is jy bereid om Jesus te volg, sy weg van nederigheid, liefde en vergifnis te vertrou? Kies vandag om Jesus te volg. Kom ons bid saam. Here Jesus, U is die verlosser wat ek nodig het. Help my om U te vertrou, selfs wanneer U weg moeiliker of anders is as wat ek my voorgestel het. Dankie dat U my gewys het hoe om blywende vrede te maak. Amen.